So vanoggend wil ek met julle gesels oor my preektema, jou mense. Sê 'n bietjie vir jou buurman, jou mense. Ja, sê. En julle mag sê, wat se tema is dit vanoggend? En ek wil julle met saam met my blaai na Exodus 33. Ek dink dit is op die bord vanoggend. En ek lees vir julle 33 vanaf vers 12 tot 13. En die skrif sê vir ons, en op 'n keer het Moses vir die Here gesê, kyk, U beveel my om met hierdie volk te trek sonder om my mee te deel vir wie U saam met my gaan stuur. Tog het U gesê, ek ken jou op jou naam. Is ek jou goedgesind? As U my dan goedgesind is, maak my U wil bekend, sodat ek U kan leer ken en kan doen wat U verwag. En dan sê Moses, en onthou net, hierdie mense is jou mense, dis U volk. Nou om so 'n bietjie konteks te bring, ons ken die storie van Moses. 40 jaar is hy in Egipte, en hy vlug uit Egipte uit, want hy het 'n Egiptenaar doodgemaak, en dan vir nog 40 jaar is hy in die woestyn. En op 80-jarige ouderdom, het hy vir die eerste keer 'n ontmoeting met die Here. Ek wil vanoggend vir jou sê, jy is nooit te oud om die Here te ontmoet nie. So 3 weke terug, toe doop ons 'n tannie daar by ons, 75 jaar. Die oudste tannie wat ek al gedoop het, was 92 jaar oud. Dit het my amper die hele diens gevat om haar te doop. Ja, dankie, jy snap dit. Dis nie net van tannie, kom, ons doop jou nie. Dit was stadig, ons het dit ingeneem. Dit was 'n lang diens. Maar kom ek sê vir jou, op 80-jarige ouderdom roep die Here vir Moses. It's never too late to have an encounter with God. Never. No matter what you've done. En kom ek sê vir jou, op 80 jaar begin Moses se lewe eintlik. Iemand het nodig om dit te hoor vanoggend. The best is yet to come. With God, the best is always yet to come. As daarom een amen, dankie Dion. Dion, the best is yet to come. Hold the line, hold the line. En ons ken die storie. Die Here roep hom om die Jode te gaan verlos uit Egipte, en hy doen dit. Hy en sy broer, en hy kom met al hierdie verskonings. Hy doen dit. Nou het hy al hierdie klomp mense by hom. En vir hom is dit sy mense, dis bloed. Want dis eintlik sy mense nie. Want vir 40 jaar was hy Egiptenaar. Nog 40 jaar op sy eie gelewe. Hy ken nie die mense se kultuur, hulle taal nie, hulle ondersteun nie dieselfde span nie. En hy sê vir die Here, Here, hierdie mense is 'n hardkoppige, hardnekkige, moedswillige mense. In daai selfde hoofstuk. En hy sê, okay, maar Here, dis reg, hier is ek. Ek steek my hand op, ek is hier, ek sal doen wat U wil hê ek moet doen, maar ek herinner U net, hierdie is jou mense. Nee? Lord, I'll sign up for this, maar daar sekere goed wat ek sê, dis jou probleem. Lord, your people, your problem. Ons ken dit so goed. Here, my skoonma, jou probleem. Die pastoor is ook baie keer, Here, hierdie ou, weet jy wat, ons kan vas en bid, maar hierdie is nou jou probleem. Ek gee dit nou vir jou mense, jou probleem, Here. Ry 'n bietjie nie, hou lekker kerk op 'n Sondag, gaan stap saam met die gemeente, lekker bid sessies, dit gaan so goed uit die gemeente, ry jy uit, jy sien wat gebeur in Benoni, jy sien wat alles gebeur, Here, U probleem. Stadsraad se probleem, potholes, Lonet se probleem. En hy herinner die Here, ek sal doen wat U wil hê ek moet doen, maar ek herinner jou, Here. Your people, hierdie is U volk. Jou mense. Nou, hy praat spesifiek hier van Jode, maar ons ken daai geskrif gedeelte wat sê, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die Afrikaner gehad. Nee, en nie Soutie. Ek so bly het Engels gepraat hier vanoggend, want daar by my gemeente praat ek Mengels. So I was so thankful for the person who shared communion in English. Dan kan ek 'n bietjie die Engels gooi. Maar hy sê vir die wêreld, vir die Afrikaner, vir die Afrika persoon, die Zulu, die Xhosa, die Chinese, die Indiër, name it. Want so lief het God die wêreld gehad. Kom ek sê vir jou vanoggend, die wêreld daar buite is God se mense. Ons staat is God se mense. Die straatman is God se mense, jou buurman is God se mense, die ou wat langs jou sit is God se mense, prys die Here. Charisma is God se mense, en Endayo is God se mense. Maar God se mense is nie altyd maklik nie. Ek kyk baie keer vir my vrou, onderwyseres, en as ek
na hulle funksies toe gaan en ry ek terug en dan dink ek, Jesus, dit kan net die Here wees wat jou roep om 'n onderwyser te wees. En ek sien hier is 'n paar van julle, halleluja. Nou sê jy praat my taal, waar's my mense, nê? Nee. Want ek dink by myself, dis loud, dis moeilik. Nee, Jesusie, ek kan nie dit doen nie. Ek sê vir haar, Jesusie. En dan kyk sy my so, sy sê, So sê, dit kan net die Here wees wat jou roep om volwasse mense te lei. En hulle pastoor te wees, want dit is ook moeilik. Dit is nie maklik nie. Laat my dink aan die gedeelte, toe ons by Amanzi was, 'n multikulturele gemeente. Ons het goeie tyd daar gehad. En toe ons die beroep oorweeg charisma toe besef ons, dis Afrikaanse mense, dis ons mense. Maar moeilik. Ja, kom nou, dis nie net moeilik daar 4 blokke weg van hier af nie. Afrikaanse mense is nie maklik nie. En so baie keer sê ons ook, Here, dis reg, ons sal preek, ons sal doen wat ons moet, maar hierdie is u mense. En Moses herinner die Here. Hy sê, Here, hierdie is u probleem. Nee, staan voor die Here, ons bid. Ons bring ons probleme voor die Here en ons sê, Here, hier, vat dit. Jou kerk, jou land. Het jy al gesien as ons op sosiale media of op WhatsApp stuur mense hulle status, dan sê hulle was nou die naweek weg. Miskien is Sean nou die naweek weg saam met hartsmense. Nee? Het jy al gehoor? Ek weet van julle doen dit ook. Sit op Facebook, ons was nou saam met hartsvriende gewees. Ek en my vrou kan nie saam met sulke mense op vakansie gaan nie, want ons is moeilike mense. Ons is vreemd, ons is strange, ons is weird. Ons kan dit maar sê, ons is weird. So ons hou daarvan net by ons vuur te kloek. En dan kyk ons mense so en hulle sê, hartsmense. Ons hartsvriende was nou 'n week saam met ons op vakansie. En dan dink ek myself altyd, wat beteken hartsmense? Dis waarskynlik mense wat dieselfde taal praat, nê. Nee. Hulle almal ondersteun die blou bulle. Of die Stormers, of as julle almal Lions, waar's my mense? Ons het 'n paar All Blacks daar in ons gemeente. Hulle kom met hulle All Black truie. Sê ek, wat maak jy hier? Gaan nou na NDO toe. Maar hartsmense, julle verstaan mekaar, nê? Ons verstaan mekaar, ons kan op vakansie gaan. En is altyd die hartsmense wat jy jou mense noem. Ons kan maklik met hulle gesels. Ons kom maklik oor die weg. Dis maklike mense. Maar ons wil nie eintlik te doen hê met hardnekkige, moeilike mense nie. Maar dis wat Moses sê. Moses sê, Here, dis reg, hier is ek. Ek sal gaan waar u wil hê ek moet gaan, maar ek herinner jou net. Hierdie is jou mense, not my problem. Kan jy dink ons het dit gesê, Dion? Ek dink by myself, my ouma wat nou vanoggend nie hier, sy's daar by charisma, sy's al 89 jaar oud, is dit nie vir haar was wat vir my gebid het nie, het ek nooit hier gestaan nie. Maar sy bid nie net vir my nie. Ons moet bid vir ons gemeenskap, ons moet bid vir die plek waar die Here ons geplaas het. Moses sê, Here, hierdie ouens is hardnekkig, hardkoppig, moedswillig, your problem. En hy murmureer voor die Here. Hy sê, ek sal doen wat jy wil hê ek moet doen, maar onthou net, ek like nie hierdie job nie. Onthou net, dis eintlik nie, I didn't sign up for this, maar ek sal dit nou maar doen. Dis so ons as partykeer as Christene is, né? Pastoor Dion is reg, ek sal deel raak hiervan, maar onthou net, ek het aftyd, ek het familie, ek het hartsmense, ek het goed wat ek moet doen. En Moses sê dieselfde. En die Here luister. En ons sien nou dieselfde sentiment, want in Jeremia 31 vers 33 sê die skrif vir ons, God sê self, ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees, my mense. En hy herinner hulle, your problem. En dan 'n hele hoofstuk daarna, in Eksodus 34 vers 10, antwoord die Here hom. En hoor wat sê die skrif vir ons. En toe die Here gesê, is jy nou klaar, Moses? Kan ek nou maar praat? Partykeer as ek so murmureer, of ek word ongelukkig, of ek wil fight, in die kar, dan sit my vrou net vir my en luister. Dan sê luister. Dan sê sy vir my, maak sy haar bril so, kyk sy vir my so, sy sê, is jy nou klaar? Kan ek nou praat?
En die Here doen dieselfde met Moses, en hoor wat sê hy vir hom. En toe het die Here gesê, ek sluit nou 'n verbond met julle. Sjoe. Voor jou hele volk gaan ek magtige dade doen wat nog nooit tevore op die hele aarde onder enige nasie gedoen is nie. Die hele volk by wie jy is, Moses, sal sien wat ek, die Here, doen, wat ek vir jou gaan doen, en hulle sal met onsag vervul word oor wat ek gaan doen. En Moses, en die Here sê vir Moses, as jy nou klaar, ek luister vir jou. Ek gaan met jou 'n verbond aan. Wow. Hokkie, stop die lorry, stop net daar. God sê, ek luister na jou, Moses. Ek hoor jou. Ek wil vanoggend sê, die God wat ek en jy vanoggend aanbid, is nie 'n uitgekerfde stuk klip of hout nie. He's a God who listens. He's a real person. En in 'n oomblik sê hy vir Moses, ek hoor jou. Hy sê net vir hom, ek hoor jou nie, hy sê, weet jy wat nie, ek sluit 'n verbond met jou. Hy sê eintlik, Moses, weet jy wat gaan ek doen? Ek gaan ingryp. Woo! Dis amazing. Dis hoekom ons kerk toe kom, dis hoekom julle vanoggend hier is. Julle is nie hier om te luister na mense nie. Julle is hier om 'n ontmoeting te hê met die Here. Julle is hier om te sê, Here, ek het probleme, ek het uitdagings, ek het goed wat ek voor U bring. En prys die Here, die skrif sê vir ons, God is 'n God wat luister. Hy sê vir Moses, ek gaan 'n verbond aan met jou. I will listen to you. Ek sal ingryp in jou saak. Is daar enigiemand vanoggend wat sê, Roan, ek het nodig dat God in 'n situasie moet ingryp? Ek het nie nodig om te weet wat dit is nie. Enigiemand? Yes. Klomp hande. God weet wat dit is. Jy het nodig vanoggend dat God jou ook antwoord en sê, ek hoor jou. Ek hoor jou, ek sluit 'n verbond met jou vanoggend. Ek sal ingryp. Vir Moses was die mense die probleem, want hy moes hulle lei. En 'n leierskap is nie maklik nie. Dit lyk altyd van ver af mooi. Maar is moeilik. Dit vat sy tol. Dit eis lewens. Maar jou probleem vanoggend kan jy voor die Here bring en die Here sê, ek sal ingryp. Ek hoor jou. Ek sluit 'n verbond met jou, maar God stop nie daar nie. Daar is eintlik 'n vereiste. Hoor wat sê hy? Ek sluit 'n verbond met jou, ek sal ingryp, en dan hoor wat sê die woord, voor jou hele volk. Woe! Daar staan dit. Die Here sê, ek hoor jou, Moses. Ek sal ingryp, maar voor jou hele volk. Die vorige hoofstuk sê Moses die hele tyd, hier is ek, maar Here, hier is jou probleem. Hier is ek, Here, maar hier is jou mense. Dis nie my mense nie, dis jou probleem, jou mense. In 'n hoofstuk daarna sê die Here, ek hoor jou. Ek gryp in. Ek sal doen wat jy my vra, maar ek doen dit want hierdie is jou mense. Die Here sê eintlik vir hom, hierdie is jou probleem. En dis nie wat apostolies wil hoor nie. Ons wil lekker Sondag kerk toe gaan, die Here moet my bless, ek bring my besigheid, ek bring my huwelik, ek bring my probleme voor U, maar ek wil nie uitstap met verantwoordelikheid nie. God sê vir Moses, wow, he turns the tables, hy sê, ek is God, hierdie is my mense, maar is jou verantwoordelikheid. Jou skoonma is jou verantwoordelikheid. Daar's 'n paar nervous laggies, daar's nie een amen nie. Die Here sê eintlik vir Moses, weet jy wat, ek sal ingryp. Ek sal alles wees wat jy nodig het. As jy op jou knie gaan en sê, Here, help my. I'll be what you need me to be. Sodra jy verantwoordelikheid vat. Ja. Nee, maar dit is nie 'n comfortable boodskap daai nie. En hoor wat sê hy? Voor jou hele volk, Moses, gaan ek magtige dade doen. Soos wat daar nog nooit tevore op aarde was nie. Voor jou hele volk sal hulle sien dat ek die Here is. Voor jou hele volk sal hulle met onsag vervul word vir wie ek is. Wat sê God eintlik vir hom? Hy sê wanneer jy verantwoordelikheid vat, then I'll move. When you start taking responsibility, see how God starts moving in your life. Wanneer jy verantwoordelikheid vat vir iets, dan sê God, ek is in die saak.
Maar ongelukkig, en ek preek vir myself, en vir ons mense ook, ons kom altyd en sê, Here, hier is ek. Ek is bereid om te dien. Seën my huwelik, seën my besigheid, seën my kinders, seën my gesondheid. Maar ons wil ontvang en ons wil verantwoordelikheid aanpas. Luister, ons het 'n uitreik. Raak betrokke. Here, jou probleem. Daar sal ander mense wees wat dit gaan doen. Jou mense, Here. Maar terselfdertyd vertrou jy die Here vir 'n deurbraak in jou huwelik. Vat verantwoordelikheid vir jou huwelik. Wees eerbaar in jou huwelik. Soek die Here in jou huwelik. Wees lief vir jou vrou, wees lief vir jou man te midde van wat ook al. When you start taking responsibility in your marriage, God will show up in your marriage. Wanneer jy verantwoordelikheid vat in jou geesteslewe, ek wil deur die gees van die Here vanoggend hierso sê, die priesters van die huis, wanneer jy verantwoordelikheid vat as 'n priester van jou huis, you will see God start moving in your life. Wanneer mans opstaan en sê, ek is die priester van my huis, die geestelike priester, ek gaan die Here dien, ek gaan die Here soek, ek gaan die voorbeeld wees, then God comes into your family. Dan gryp God in jou familie. Hy gryp in jou kinders se lewens, jou huwelik, jou finansies. Vat die verantwoordelikheid en God sê, ek sal ingryp. Maar die realiteit is, ons weet hoe dit werk. We want to serve God, but we want to play with the world. Miskien sit jy hier vanoggend en die Here is stil. Jy vertrou die Here al lank. Here, ek bid, ek gaan kerk toe, ek doen wat ek moet, ek vertrou U, maar die Here is stil. Die Here is stil want hy sê, jy neem nie verantwoordelikheid nie. Jy weet wie jy is. Jy weet wat jy moet doen. Volle verantwoordelikheid elke dag, elke oomblik. Be the man of God at your workplace. Wees die man van God. Wees die vrou van God. Doen die regte ding. Wees die voorbeeld. Wat ons vanoggend gesê het hier. Dit is nie aldag maklik nie. Ek moet bieg, is nie aldag maklik vir my om die voorbeeld te wees nie. Daar's tye wanneer ek sê, ek wil nie. Ek kan nie. Help my Here. God sê eintlik vir Moses, wanneer jy volle verantwoordelikheid neem, sal ek ingryp. Wanneer ons volle geestelike verantwoordelikheid neem, sal ons God sien beweeg in en deur ons like never before. Nou wat sê ek eintlik? Ons gemeente is die laaste 3 jaar, en ek gebruik hierdie woord nie ligtelik nie, beweeg ons missionaal. Wat beteken dit? Nie net sendingveld nie. Om 'n impak te maak in ons gemeenskap. Ons gebou is al daar van 1968. So ons wil nie net bestaansreg hê nie. Ons moet 'n verskil maak in ons gemeenskap. Ons moet verantwoordelikheid vat. Dion het verantwoordelikheid gevat vir die potholes hiervoor. Prys die Here. You'll start seeing God move. Ons kan nie net sê, dit is die regering se probleem nie. Daai man op die straat is not my problem. Ek wil vir julle vandag sê, het julle al deur Benoni gery en gesien hoeveel straatmense is daar? Blanke, nie blanke mense. God has sent them to us. Ons kan nie op 'n Sondag hier aanbid en sê, not my problem. Here, ek bid vir hulle, dis jou probleem nie. Nou, die Here sê, ek sal jou seën, dis jou probleem. Dis jou gemeenskap, jou probleem. En wanneer jy daai verantwoordelikheid begin aanneem, dan sê God, you'll start see how I will move in this community, in your life. En so ons gemeente het besef, ons kan nie net elke Sondag lekker dienste hou nie. Ons mense moet gemobiliseer word. Ons moet verantwoordelikheid neem vir Benoni. Amen. En daarom om te sien wat Endio doen, is dit vir ons so profound om saam met julle hande te vat. Ons kan dit nie alleen doen nie. Wie van julle het al gesien hierdie ouens van Clean Projects? Sny die parke, hulle verf die sementrand. Hulle maak 'n verskil, hulle neem verantwoordelikheid. En eintlik is dit die kerkgemeenskap wat dit moet doen. Ons moet die voorbeeld wees, ons moet vooruitloop, ons moet inisiatief neem. Ons moet sê, Here, dis my mense. Maar die realiteit is, en ek preek vir myself, dis maklik en gemaklik om kerk toe te kom en te sê, Here, hier is ek.
Maar God eis iets meer van elke gelowige. Daar's daai gesegde wat sê, be happy when you have responsibility, because it means someone is relying on you. Ek het nou nie op die bord nie. Dwight Moody skryf die volgende. Hy sê, the world has yet to see what God can do with a man fully consecrated to him. Ek sê dit weer vir julle. The world has yet to see a church. The world has yet to see what God can do through a church fully consecrated to him. The world has yet to see what God can do in a community, Benoni, who is fully consecrated to him. The world has yet to see what God can do through a mother and a father who is fully consecrated to him. 'n Man en 'n vrou wat sê, Here, dis reg. Ek neem verantwoordelikheid. Ek neem verantwoordelikheid in my persoonlike hoedanigheid. Ek neem verantwoordelikheid daar waar ek werk. Ek neem verantwoordelikheid by die skole. Ek neem verantwoordelikheid vir Benoni. Ek neem verantwoordelikheid vir die straatman. Ek neem verantwoordelikheid vir die potholes. Ek neem verantwoordelikheid. Here, help my, hier is ek. En die ou neem verantwoordelikheid. Dis wonderlik wat julle doen met die street shower. Want julle sien, ons sien daar is 'n need, daar is 'n behoefte. Ons neem verantwoordelikheid. En dan God seën julle. En God sê, wanneer ek ingryp, sal ek magtige dade doen. Die hele volk sal sien dat ek die Here is. Ek glo my hele hart. Dit mag dalk cliché klink, maar ek glo my hele hart. Ek bid vir herlewing. As God dit vir Ashbury kan doen, hoekom nie vir Benoni nie? Benoni wat beteken son of sorrow. Here, verander dit na Benjamin toe, son of my right hand. Ek glo daarin, ek vertrou en ek bid daarvoor. Maar kom ek sê vir jou, herlewing gaan nie net gebeur as 'n eksklusiewe geleentheid vir Afrikaanse mense in 'n diens nie. Dit kan. God kan doen wat hy wil. Maar miskien is herlewing sistematiese veranderinge en verskillende goed wat gebeur. Mense wat verantwoordelikheid vat, mense wat God soek, mense wat sien hoe God deur en in hulle begin werk, omdat hulle verantwoordelikheid neem. God beweeg wanneer ons verantwoordelikheid vat. Miskien sit jy vanoggend hierso en jy besef, ek moet begin verantwoordelikheid vat vir my eie geestelike lewe, en dan sal ek sien hoe God 'n verskil in my lewe bring, in my kinders se lewe, in my huwelik. Vir van julle is God op die oomblik stil, want God wag vir jou om jou hand op te steek en te sê, do the right thing. Ons wil die verantwoordelikheid aanpas, maar ons verwag nog die blessing. Ons is goed met dit. Ons het religious geraak. We want the blessing, we want the worship, we want the comfort, but I don't want the responsibility. Dis nie die evangelie nie. Daai man het vanoggend so mooi gesê, Jesus het die evangelie selfs vir die Jode gepreek, tot op die einde. Ek sê vir my gemeente, there's only one pull, and it's the gospel. Raai wat gebeur, toe die engele kom in Bethlehem, en hulle gee 'n goeie tyding vir die skaapwagters. Hulle gee die goeie nuus in die hande van die mense. Die evangelie is jou verantwoordelikheid, nie die prediker se nie. Nie net die prediker se nie. Die evangelie is jou verantwoordelikheid. God het in jou hande geplaas. Nou sê hulle, maar Ron, wat jou teologie is, jy praat nou net Ou Testament. Nou kom ek na die Nuwe Testament. Kom ek na Jesus toe. Jesus doen dieselfde ding met sy disippels in Matteus. Hoor gou hier. In Matteus 14, 15 tot 16 het Jesus bedien hy hierdie 5000 mense. En hulle sit in die ding 5000 mense. Ek dink dit sal gelyk het soos by die glimlagfees gister. Ek was nou nie daar nie, maar miskien was van julle daar, maar dis fyn, jy hoef nie jou hand op te steek nie. Dion gaan nie vir jou uitkyk nie, dis reg. Maar miskien was jy nou daar, 5000 mense op een plek om te hoor hoe Jesus bedien. En toe dit laatmiddag raak, sê sy disippels, ons het 'n probleem. Dit raak laat, die mense is honger. En hulle sê vir Jesus, stuur hulle weg. Hulle pas die probleem aan. Hulle sê, Here, hier is 'n probleem. Stuur hulle weg dat ons maar hoef te sit nie. En hoor wat sê Jesus? Hy sê nee. Gee julle vir hulle iets om te eet.
Jy dink wat ons disippels gedink het? Nou, hoe nou? Ons het nie die vermoë nie, ons het nie die kapasiteit nie, regtig Here. Het jy al ooit so gevoel as jy die Here vir iets vra? Regtig? Here, praat jy met my? Regtig, moet ek nou charisma toe gaan? Regtig, Here, het jy my geroep? Nee, Jezus, al die pelle by brandwag gaan ons môre gaan sê, jy geroep, jy pastoor, hulle gaan vir my lag. En die Here sê vir hulle, hy vat die broodjies en die vissies, en hy bless hulle, en hoor wat doen hy? Hy vat die mandjies en hy sit dit in hulle hande. Hy gee die verantwoordelikheid vir hulle. En hulle moet gaan en dit gaan uitdeel. Kan jy dink, hulle maak hy mandjie oop, maar hier is daar niks. Hulle moet sy mandjies vat en begin stap tussen die mense. Hulle hele lewe, voordat hulle Jesus volg, was Jesus die een met die wonderwerke. Die wonderwerke was in Jesus se hande. Hulle het dit beleef, hulle het dit gesien. En vir die eerste keer sit Jesus die wonderwerk in hulle eie hand. Hy sit die wonderwerk in hulle mandjie. En ewe skielik word die bonatuurlike deel van hulle praktiese lewe. Kom ek sê vir jou vandag, baie van ons sit hierso en ons hoor die woord, ons sien wat God vir ander mense doen, maar in ons eie lewe is dit nog nie prakties en aktief nie. In ons eie lewe is dit stil. Maar God sê vir Moses, luister hier, dis jou mense, vat jy verantwoordelikheid, ek sit die bonatuurlike in jou hande. Wanneer jy verantwoordelikheid neem, soos die disippels, dan sit God die wonderwerk, he puts it in your hands. Amen. Glo julle nog aan wonderwerke? Absolutely. Ek glo in die werking van die Heilige Gees, ek glo in dat God die onmoontlike kan doen, ek glo in wonderwerke, I believe it. En Jesus sê vir hulle, moet ek die aanpas hier. Not my problem, disciples, your problem. En toe hulle die mandjie vat, die word die bonatuurlike deel van hulle lewe. Ons ken die storie daarna. Jesus sterf, Jesus gaan op hemel toe, en die wêreld word verander deur 12 gewone mans, wat verantwoordelikheid geneem het, vir die evangelie. Hulle het nie gesê, Here, hier is jou mens nie, hulle het gesê, Here, dis ons mense. En die bonatuurlike word deel van hulle lewe. Sommige van julle vanoggend hier het nodig, jy het die bonatuurlike in jou lewe nodig. You need a miracle. Hier is mense vanoggend met 'n wonderwerk in hulle huwelik nodig het. God is stil. God sê, neem die mandjie. Vat die mandjie. Ek plaas dit in jou hande. Dis mense wat vanoggend hier so sit, wat jy sê, jy's op jou einde, die Here moet ingryp finansiëel. Take responsibility. Jy weet jy moet. Sê vir die Here, Here, dis nie meer jou probleem, dis myne, ek vat verantwoordelikheid. Hier is ek. En God sit die bonatuurlike in jou hand. Sommige van julle sit vanoggend hier so, en jy weet, God roep jou om verantwoordelikheid te neem, geestelik, vir 'n situasie, vir jou familie. Jy is die, ek hou van die woord turning point, jy is die katalisator. Ek weet volgend, what's your name? Yes. Nee, hierdie man. Ek sien God is besig met jou. Huh? What's your name? Tyron. Daarin God sê dis tyd. Hy sê wanneer jy verantwoordelikheid neem en sê, Here, hier is dit. Ek vat verantwoordelikheid. Gaan God amazing ding in jou lewe doen. God is by magte om enigiets te doen. Niks wat jy al voorheen gedoen het of wat al gebeur het is vir God te groot nie. God sê neem verantwoordelikheid. You're the man. Niemand anders dit is niemand anders. Jy sê Here, vat daai ander ou. Gebruik 'n ander ou. God sê nee, ek soek vir Tyron. You cannot run from him, Tyron. Jy kan nie. Neem verantwoordelikheid. Sê Here, hier is ek. Sê volgende vir hom, Here, hier is ek. Here, ek bid vir Tyron in die naam van Jesus Christus, Here. Dat vanoggend vir hom 'n dag sal wees waar dinge verander. Here, dat hy nie meer sal sê, gebruik iemand anderste, hier is u probleem nie.
dat hy vanoggend sal sê, ek neem verantwoordelikheid. I'm going to make a stand. Ek bid vir hulle, Here. Is julle getroud? Ja. Kyk gou hierso. When you stand up, God will do something there. Ek ken jou nie. Maar wanneer jy voor die hele val, wanneer jy sê, Here, hier is ek. Wanneer jy die move maak, dan sal God sê, ek doen 'n hele verandering hier. Al ek neem beheer hier. Julle kinders. Okay. Neem verantwoordelikheid vir oggend. He's got you. Halleluja. Weet jy wat doen ons baie keer? Ons sukkel om verantwoordelikheid te vat, want ons is gekondisioneer om te dink, ons het nie die kapasiteit of die vermoë om dit te doen nie. Dion, dis waar as ek sê, dit is nie altyd maklik. Leiers kom nie net en sê, hier is ek nie. Dis baie keer soos 'n ou Ford bakkies wat jy moet draai. Waar is die leiers? Here, stuur vir ons tog net iemand. Dat is soos Moses. Here, ons kan dit nie alleen doen nie. Help ons. Jy sit 'n gemeente vol beautiful mense. Maar waar is die ouens wat sê, okay, Here, hier is ek. Maar ons word gekondisioneer hier buite om te sê, dis nie my probleem nie, dit is nie my baan nie. Waarin ons, by ons adminspan het ons so 'n lysie wat sê, bly in jou baan. Maar eintlik sê vir hulle, hierdie is jou verantwoordelikheid, maar eintlik moet jy alles kan doen. Want die eendag as die een vrou nie is, moet jy alles kan doen. Ons wil nie alles moet val nie. So, bly in jou baan, dis wat ons doen in die kerk. Hierdie is die worship leier se probleem, hierdie is Bram se probleem, Dion se, Glinda, die pastoor se kinders. Het jy al ooit gedink, God soek jou, en dit waar jy is, waar jy deur is spesifiek in voorbereiding van wat God jou wil gebruik voor. Ek wil vanoggend sommer vir jou sê, Benoni needs you. Sê vir jou buurman vanoggend of jou buurvrou, Benoni needs you. Kom, doen dit. Benoni needs you. Nie die ander ou nie. Sê vir hulle vanoggend, Ekurhuleni needs you. Kyk vir jou ander buurman en sê, Ekurhuleni needs you. Ekurhuleni needs us, rarig. Maar ons is gekondisioneer om te sê, om te dink, nee, dis nie, ek kan dit nie doen nie, dit is nie wat ek moet doen nie. Dis nie my vermoë nie. En baie keer is ons net nie lus nie. Maar dan gaan God stil bly in jou lewe. As jy nie lus is nie, dan kan jy verwag dat God gaan stoep stil bly. Want God soek iemand wat sê, hier is ek. Hoor wat sê anoniem. God's power is often displayed through people who seem inadequate or unprepared for the task at hand, rather than those with impressive credentials. Moses was 'n moordenaar. Hy het gehakkel. Hy het niks van die Jode se kultuur geken nie, en God soek hom. Hy was oud. Wat is jou verskoning vanoggend, en jy? God needs you. Benoni needs you. Charisma needs you. Kan ek dit maar sê? Partykeer dink ons miskien ons is net te stupid. Ek sê spesifiek daai woord, skus vir die Dion. Want daar's 'n vrou, Lydia Kyle, wat op Instagram die volgende sê. Ek love it, sy sê, when God called you, He factored in your stupidity. Yes, prys die Here. Daar is nie 'n verskoning vir jou vanoggend nie. Nee, maar Here, ek is eintlik 'n stupid ou, los my uit. No. When I called you, I factored in your stupidity. He already knows how stupid you are. Yet He still remains good. Yet He still calls you. Yet He still abundantly blesses us. Hallelujah. Dink julle Dion sit hier want hy's so nice? Nee, he's so stupid. Ek joke net. Ek joke. Sorry sis, hoor jy? Jy kan my weer terugkry, ek sê weer nooit. Dis hoekom ek sê, hy kind van my kan nie myne wees, want sy slim en ek is 'n bietjie stupid. Nee, ek joke. But God factored in everything. God weet wat hy doen. Jou mense. God sê, dit waar ek jou geplant het, dit waar jy is, neem verantwoordelikheid. God soek mense wat verantwoordelikheid neem. En in daai ek glo,
En wanneer hierdie gemeente sê, Here, hier is ons. Hierdie is dalk nie ons mense nie, hulle lyk dalk nie soos ons, hulle praat dalk 'n ander taal, hulle ondersteun die blou bulle, maar dit is okay. Ons neem verantwoordelikheid vir hierdie dorp. Ons neem verantwoordelikheid vir die straatmense. Ons neem verantwoordelikheid vir die potholes. Daar by jou werk, as jy 'n behoefte sien, doen iets. Sê, okay, ek sal verantwoordelikheid vat. Want dan, wanneer jy verantwoordelikheid vat, ewe skielik sê God, okay, jy vat die mandjie, kyk wat gaan ek nou deur jou lewe doen. Vat die mandjie. Ek weet nie wat dit is vanoggend nie, maar ek sien jy worstel met iets. God sê, vat die mandjie. Vat dit. As 'n klomp redes wat jy sê, jy overthink dit, jy dink dit uit. God sê, los dit vir my. Al wat God sê is, vat die mandjie. Vat die verantwoordelikheid. Vat die verantwoordelikheid en laat toe dat ek die res doen. And you will see God move, want jy het 'n begeerte al lank. Jy sê, Here, when are you going to move in my life? Here, het U van my vergeet. En God sê, ek het spesifiek gekom vanoggend om vir jou te sê, wanneer jy verantwoordelikheid neem, vir goed wat jy voel, nie joune is nie, you'll see me move in your life. En mense sal bewonderd staan, oor hoe ek gaan werk in jou lewe. En hulle onbetwyfeld gaan sê, dis God. En wanneer jy die mandjie vat, sê die Here, gaan daar 'n tyd kom wanneer ek jou gaan verhoog. Vat dit vanoggend. Amen. Jou mense. Ek wil klaarmaak met hierdie vanoggend. Dit is belangrik dat ons, as die kinders van die Here vanoggend in Benoni sê, Here, okay, ons vat verantwoordelikheid om verhoudings te herstel. Ons vat verantwoordelikheid om die voorbeeld te wees. Ons vat verantwoordelikheid om te bid, om onsself neer te lê. Ons sal verantwoordelikheid vat om te sê, Here, ek lê myself neer. I'm willing to die to self. Dit gaan nie meer oor my nie. Sê gou vir jou buurman, dit gaan nie oor jou nie. Kerk gaan nie oor jou nie. Dit gaan alles oor hom. Hier gaan mense wees wat jou uitdaag. Bram gaan jou uitdaag, Dion gaan jou uitdaag, Sean gaan jou uitdaag. Hulle gaan jou nie altyd happy hou nie. Hulle gaan jou soms teleurstel, want hulle is maar mens. But you don't come for people, you come for God. You come for God. Jy sê, Here, ek vat verantwoordelikheid. As 'n ander broer faal en sê, Here, ek vat verantwoordelikheid vir hom. Here, is reg, ek staan op. As jy 'n behoefte het in jou lewe vanoggend, neem verantwoordelikheid. Here, Charisma, neem vanoggend verantwoordelikheid. Roan Brits, neem vanoggend verantwoordelikheid. Here, nie jou mense nie, dis my mense. Ek wil hê ons moet elke oog sluit hier vanoggend. Ek wil vanoggend vir jou vra, terwyl elke oog gesluit is, ons kyk vandag na die wêreld om ons. Ons kyk na ons eie dorp Benoni, daar is soveel behoefte. Ons kyk na die wêreld en alles wat gebeur en ons kan vandag sien, onbetwyfeld hoe God se woord die waarheid is. Want alles is besig om te gebeur volgens wat Jesus gesê dit is. Wat beteken, alles wat Jesus gesê het, is die waarheid. Maar waar staan jy vandag? Gaan jy 'n toeskouer wees en verantwoordelikheid aanpas terwyl God stil bly in jou lewe? Of gaan jy vanoggend sê, Here, hier is ek. Ek het foute, ek is onbekwaam, ek is al hierdie dinge, maar ek wil nie mis wat U doen in hierdie tyd nie. Ek glo met my hele hart dat die koms van die Here is naby. Ek gaan nie enige voorspellings maak nie, maar ek lewe elke dag asof hy vanaand kan kom. En ek wil nie voor die Here staan en sê, Here, ek het niks om vir U te gee nie. Ek wil gehoorsaam wees. Miskien sit jy vanoggend hier so, besigheidsmanne, papas, mamas, jong getroudes, jong mense. En die Here vra jou vanoggend, neem verantwoordelikheid. Wat is 'n verantwoordelikheid, Here? God sê, ek verwag dat jy heilig en opreg lewe.
dat daar waar jy is, jy my lig uitstraal. Ek verwag vir jou om die stap te neem om verhoudings te herstel. Ek verwag van jou om jou lewe neer te lê en te bid, my te vertrou. Ek verwag van jou. En sê vanoggend, Here, hier is ek. Ek neem verantwoordelikheid. Ek neem verantwoordelikheid vir my huishouding. Wanneer my pelle almal 'n brandas wil drink, Here, gaan ek die voorbeeld wees. Ek sê nie daar's enigiets verkeerd met 'n bier of brandas nie, nee. Maar ek vra jou vanoggend, wil jy God sien beweeg in jou lewe? Wat vra die Here vir jou vanoggend om verantwoordelikheid voor te neem? Om vanoggend op 'n plek te kom waar jy sê, Here, dit is U of niks. Neem verantwoordelikheid. Miskien sit jy vanoggend hierso en jy sê, Roan, weet jy wat, nee, as ek vandag moet sterf, is ek nie seker of ek hemel toe sal gaan nie. Weet jy wat, Roan, ek kom kerk toe, maar ek het nog nooit regtig verantwoordelikheid gevat, geestelik nie. Daar's dinge in my lewe wat nog nie reg is nie. Ek wil vir jou sê vanoggend, terwyl God genadig is, terwyl God 'n geleentheid offer, sê vir hom, hier is ek, Here. Daar kom 'n dag en 'n tyd wanneer God in sy genade oor gaan beweeg as regter. Wat outomaties gaan beteken sy genade tydperk is verby. Nie omdat hy nie lief is vir jou nie, maar omdat hy regverdig is, omdat hy die regter is. Daar kom 'n dag wanneer hy sy genade pet afhaal en sy regtershoedjie gaan aansit. Dan is daar nie meer genade nie. So terwyl daar genade is, man, vrou, jong mens, sê God, neem verantwoordelikheid vir jou geestelike lewe. Ek roep jou, ek eis dit van jou vanoggend, sê die Here. As jy vanoggend op 'n plek is waar jy weet dat jy weet en jy sê, Roan, ek is nie waar ek moet wees nie. Neem vanoggend verantwoordelikheid. Want dit mag dalk jou laaste geleentheid wees. En as jy sê, Roan, bid vir my vanoggend. Ek neem verantwoordelikheid. Ek maak 'n besluit vanoggend om my saak reg te maak met die Here. Die skrif sê ook vir ons, wanneer ons Jesus met die mond bely en voor mense bely en ons hart glo, sal ons gered wees. En wanneer ons in die hemel inkom, sal Jesus ons naam ken. Maar wanneer ons te skaam is vir hom voor mense, God sien die hart. En ek weet daar's mense vanoggend wat verantwoordelikheid moet neem. Hier is jou geleentheid. Maak reg met die Here.